Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 18 Maart 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die groot rivier. Ek het gister en vroegoggend het ek probeer uitvind wat het gebeur in die Kursk streek in Rusland waar die Oekraïense soldate in ongeveer 30 leiersgroep van westerse lande vasgekeer was, waar daar vir hulle natuurlik met die bemiddeling van Donald Trump gereël was dat hulle toegelaat sal word om lewendig uit hierdie, kom ons sê, kookpot te kom, mits hulle wapens neerlê. En tot tyd en wyl nou kon ek nog niks daaroor vind nie, maar ek sal julle op hoogte hou. Maar die Trump-masjien en Elon Musk se Doge daar in Amerika is besig om werklik waar 'n verandering te bring en 'n verandering te maak. En daar's ongeveer 8 verskillende staatsdepartemente wat nou toegemaak is, onder andere die FSA Agentskap vir globale media, insluitende The Voice of America. En almal van julle sal onthou uit ons jong dae uit hoe dit was om Voice of America te luister op die radio, wat natuurlik wêreldwyd op mediumgolf uitgesaai het, en kon 'n mens, ook die BBC het uitgesaai daarop, en daar was selfs 'n Suid-Afrikaanse internasionale nuusdiens wat op hierdie mediumsenders en kortgolfsenders uitgesaai het, bereikbaar die wêreld oor. So die Voice of America is stelselmatig geïnfiltreer en het hulle al hoe meer linkse en radikale gedagtes en idees begin uitsaai en het nie meer die oorspronklike Amerikaanse kultuur en waagmoed vooruitgeloop en oor die wêreld heen verkondig nie. So dit wat 'n baie magtige instrument was in die hande van Amerika, is stelselmatig so geswaai dat hulle die aard van die saak teen Amerika beginne tel het. En om dit te sien verdwyn en moontlik vervang te word met iets heeltemal anders, is 'n totale nuwe konsep. Maar een ding is duidelik, en dit is dat Donald Trump se administrasie met die hulp van Elon Musk fenominale veranderinge in Amerika tot gevolg het. Nou dan luister ons na Viktor Orbán van Hongarije, die president of die eerste minister van Hongarije. Nou ons sien dat Hongarije op hierdie stadium nie baie gewild is in die Europese Unie nie, en dat hulle eintlik baie moeite wil doen om sy mond stil te maak, om hom te snoer dat hy nie kan praat nie. Nou Viktor Orbán is een van die stemme wat nou beginne opgaan in Europa, wat sê hulle moet George Soros se organisasies, hulle agente en alles en almal wat iets te doen het met George Soros, Klaus Schwab en die een wêreldorde, moet hulle verbode verklaar. Hy reken hulle moet uit alle Europese lande uitgeskop word. Nou ons weet dat die Europese Unie dit nie sal laat gebeur van self nie, want dit is die mag agter die Europese Unie president Ursula von Leyen en Macron van Frankryk en Starmer van Brittanje. Dit is dan interessant om te sien dat dit juis hulle is wat hierdie oorlogsmasjien dryf. Maar wanneer dit kom oor goed wat saak maak, menselewens in gedrang het, soos die volksmoorde wat tans aan die gang is in Syrië, word daar absoluut niks gesê nie. Die Alawite Muslims genocide in Syrië,
waar dit werklik waar gaan, waar Christene uitgejaag word en voor die voet doodgeskiet word. Ons praat van kort by 1000 en die Weste is doodstil, ook diegene wat daardie rebellenleier nou erken as die president van Syrië. Nou, met die verwydering van Assad, die oorname van Syrië, is die gevolge fenomenaal. Want dit is streke in die wêreld, net soos in Irak, net so in Afghanistan, net so in Libië, lande wat nie verstaan word deur die Weste as sulks nie. Lande wat hulle wil dwing om soos westerse demokrasie te werk, terwyl dit nie normaalweg so funksioneer nie. En ons sien dat Assad, wat die land bymekaar gehou het, is nou weg. En nou vandag hierdie allervreeslikste volkmoorde, noem dan brutale moorde teen Christene in Syrië plaas. En weet julle wat, nie een van hierdie leiers van die wêreld rep 'n woord daaroor nie die Europese Unie nie, nie Macron nie Starmer nie, niks, nie een van hulle nie. Dan is dit ook interessant om te hoor wat sê J.D. Vance, want J.D. Vance sê dan ook dat Europa is besig om beskawing selfmoord te pleeg. Dink mooi daaroor, om beskawing selfmoord te pleeg. Met verwysing na die immigrante wat inskakel, wat nie dieselfde waardes en kultuur as die Weste het nie. Ons sien dit en ons ervaar hierdie beskawing selfmoord ook in Suid-Afrika, waar ons nie die geweld, die misdadigheid van partymense kan verstaan nie, want dit gaan ons verstand te bowe dat mense in aanhalingstekens so wreed kan wees, soos wat ons dikwels sien nie. So hierdie beskawing selfmoord is besig om die wêreld te vee, en as dit nie was vir 'n Putin in Rusland, en nie was vir 'n Viktor Orban in Hongarije nie, en 'n Trump-administrasie in Amerika, en dan in Italië, dan het hierdie beskawing selfmoord waarskynlik suksesvol deurgevoer gekry. Maar met die media se monde wat eintlik gesnoer is, kom ons sê die werklike vrye media, sosiale media wat in Europa nie die waarheid mag verkondig nie, en dat slegs die hoofstroom media narratief wat versprei word deur die onderskeie leiers in die onderskeie lande, dit natuurlik tot die punt bring waar niemand in die wêreld sien wat werklik aan die gang is nie. So is daar byvoorbeeld nou sien ons die reuse betogings wat in Servië plaasvind teen die, kom ons sê, die aanvaarbare regering deur die EU. Dit is nou die Europese Unie se keuse regering wat daar is. Maar ons sien dat daar groot opstande is. Daar word gepraat van akoestiese wapens wat teen hierdie proteste gangers gebruik word. Dit is absoluut iets verskrikliks. Ons het gesien hoe hulle verklaar dat in Roemenië dat die persoon wat die eerste ronde van die verkiesings gewen het, en daai verkiesings is toe ongeldig verklaar op aandring van die Europese Unie, en hy mag nou nie weer staan nie, maar hy is eintlik die inwoners se keuse, maar hy mag nie staan nie. En dit sê vir ons die groot mate van beheer wat daar plaasvind
vanaf die Europese Unie se kant. En iemand het die opmerking gemaak dat al die lande in Europa het hulle onafhanklikheid verloor en vrywilliglik hulle self verklaar onder die ongekose leierskap van die parlement in die Europese Unie. Want die Europese Unie dwing eenvoudig dit wat hulle wil hê op die res van die lande af. Nou is dit interessant dat in die oorlog in Oekraïne en Rusland die Europese Unie opdruk vir daardie oorlog. Ons sien dan ook dat Macron nou instellings maak of uitlatings maak waar hulle sê, maar Rusland moet die 30 dae wapenstilstand aanvaar. Want hulle wil daai 30 dae gebruik om sogenaamde peacekeepers op die grond te sit in die omgewing van 10.000 Britse soldate, 10.000 Franse soldate, om hulle onmiddellik op die grond in Oekraïne te ontplooi gedurende daai 30 dae van die wapenstilstand, om te verseker daar word vrede gehou. Dit natuurlik terwyl Rusland gesê het dat daar sal nie van vyhandige lande af vredesbeamptes ontplooi word in Oekraïne nie. En Rusland is nie van plan, wil nie, onder die huidige voorwaardes en terme wat gestel word, wil hulle enigsins daardie 30 dae wapenstilstand aanvaar nie. Maar tog gaan die res ernstig daarmee voor, probeer hulle almal dwing. So dit is 'n wêreld wat regtig waar op sy kop staan tans, waar die implikasies van nie besef word nie, en waar ons een of ander tyd weer 'n slag sal moet praat oor hoekom is dit so, wat is aan die gebeur in die wêreld, wat veroorsaak dit, wat is die doel agter al hierdie konflik, hierdie integrasie van verskillende kulture, wat is die doel daarvan om werklike demokrasie van die inwoners weg te vat? Dis 'n gesprek wat ons sal moet hê een of ander tyd, miskien met die Bosberaad donderdag. Dat ons net onsself kan, ons geheuens vervrug oor waaroor gaan dit, want dit is nie net chaos wat heers nie, dit is beplande chaos wat heers. Dis beplande oorlogs opstokery wat plaasvind, eskalerings waardeur ons gaan. Dis alles beplande optrede. Ook dit wat in Suid-Afrika gebeur tans, is ook beplande en deeglik beplande optrede. En terwyl Suid-Afrika hulle wonde lek oor Ibrahim Rasool se uitsetting uit Amerika uit en daar alle verskonings aangevoer word, en Lamola wat sê dat Amerika het nie die regte prosedures gevolg nie, en wat beteken dit in elk geval as hulle nie die regte prosedures gevolg het nie. Maar dit is die gebrek waaraan ons regering voldoen, of dan nie voldoen nie, standaarde. Hulle verstaan nie wat in die wêreld aan die gebeur is nie. Hulle verstaan nie dat hulle misbruik word deur dieselfde mense wat die Europese Unie misbruik om hulle doel te bereik nie. En ons moet maar daarna kyk, want ek dink die een wêreldorde onder leiding van Soros, Klaus Schwab, natuurlik almal gedirigeer van die Rothschild se kant af, gaan toenemend in Suid-Afrika aktief wees en toenemend ons mense van 'n vaste kultuur en 'n vaste geloof gaan teiken. Dit gaan nie makliker raak nie, net erger. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag en